Môre almal, dis Kobus Kreer, dit is die 6de Augustus 2024. Ek is toevallig nou die dag op Facebook en daar's toe mense wat so 'n bietjie 'n dispuut het. En ek sien daar's mense wat kommentaar lewer toe en 'n vrou aanvat oor die naam van Jesus Christus. En hulle sê toe die volgende, hulle sê dat Jesus Christus is die anti-kris. Ek was geskok geweest toe ek dit lees. Ek kon nie glo wat ek lees nie. Nou, as dit dan nou is soos wat hulle sê, dat Jesus die anti-kris is, hoe is dit dan, dat 2,5 jaar terug, toe ek op die 27ste Desember 2021 die oggend opgestaan het en druiwesap gevat het en in my hand gegooi het en gesê het, Jesus, hierdie is u bloed. Dis die simbool van u bloed, soos net wanneer ek nagmaal hou. En ek het dit teen my kop gedruk. En ek het 'n eenvoudige gebed gedoen en ek het gesê, Jesus, kom maak my vry van bindinge en vloeke ensovoorts. Dat ek dan vrygekom het. Want daardie aand het ek so siek geword dat Jesus het elke demoniese mag uit my kom uitdryf met die kragtige anointing van die Heilige Gees. En ek het daai volgende oggend opgestaan, vry van pornografie, addictions, 2,5 pakkie sigarette 'n dag, drugs, dagga, adultery, fornication. Jesus Christus het my vrygemaak in een dag. So ek verstaan nie lekker nie, want as dit dan nou so is, soos wat hulle sê, dat Jesus die anti-kris is, dan sal ek mos in bondage gebly het, dan sal ek mos nie vrygekom het nie. As dit dan nou is, soos wat hulle sê, dat Jesus die anti-kris is, hoekom is dit dat ek vir mense bid in die naam van Jesus Christus en mense genees? Hoekom is dit dat ek vir mense bid en in die naam van Jesus Christus en demoniese magte manifesteer en kom uit en gaan uit mense uit? Dan is dit mos nie die waarheid nie. Mense, ek weet nie van julle nie, maar dit bots met my. Ek weet wat Jesus Christus in my lewe vir my doen en wat hy ook al reeds vir my gedoen het. En ek sien elke dag van my lewe hoe ek vir mense bid en hoe mense vrykom. Want aan Jesus is die naam gegee. Die naam verhewe bo enige naam in die hemele en op aarde en onder die aarde. Sodat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus die Christus is. Ek erken dat Jesus die Christus is. Ek erken dat ek glo in die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek erken dat die enigste weg na God die Vader is deur sy Seun Jesus Christus. Mense, ons moet baie versigtig wees na wat ons kyk en wie ons volg hier buitekant. Met die tye wat ons ingaan, ek het al voorheen 'n video gemaak waar ek mense gewaarsku het, wees versigtig wie jy volg. Jy moet bid vir discernment, dat jy weet wie om te volg. Dat jy nie verlei word in die verkeerde rigting in nie. Ek het nou die dag toevallig, toe hoor ek weer, daar's mense wat sê, dis nie nodig om jou sondes te bely nie, is nie nodig om mense te vergewe nie. En dan is dit bekende mense, mense wat pastore is en wat profete is. Nou, dan verstaan ek nie, want Jesus het in sy Onse Vader, die gebed wat hy sy disippels geleer het, en vir ons, hoe om te bid, het hy gesê daarso, dat ons met ons skuldenaars vergewe. As jy gaan na 1 Johannes 1 vers 9, dan staan daar, wanneer jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig, en hy reinig jou van al jou ongeregtighede, en hy vergewe jou al jou sondes. En dan staan daar ook, as jy beweer, of glo dat jy het nie sondes nie, dan lieg jy vir jouself, en maak God tot 'n leienaar. Niemand van ons is perfek nie.
Ons strewe daarna om heilig te wees, soos wat Jesus heilig was, want hy is die enigste mens wat volmaak was, want hy is die seun van God. Mense, vat dit nou maar van 'n eenvoudige mens af, 'n eenvoudige ou, wees versigtig wie jy volg. Moenie valse doktrines aanhang nie. Daar's een naam. Dis die naam van Jesus. Of dit nou vertaal is in Hebreëus of in Grieks, en of soos dit is vir ons in Engels, of dit is soos in Afrikaans, dis die naam van Koning Jesus Christus. Dis hy, Jesus, wat alle mag in hemel en op aarde is aan Koning Jesus Christus gegee. Dis hy, Koning Jesus, die ruiter op die wit perd, met die swaard van die Gees in sy mond, met die bloedleed aan waarop staan Koning van die konings. Hy is die koning van die konings. Daar's niemand soos hy nie. Hy is die weg en hy is die waarheid. En ek kom bid vanoggend in die naam van Jesus, Vader. U sê in die woord, in Johannes 16 vers 23, en in Johannes 14 vers 14, wat ons ook al vra, in u naam, dit sal u vir ons gee. U sê in Matteus 18 vers 19 en tot 20, waar 2 of meer by mekaar kom, en saamstem oor 'n saak, dat u dit vir ons sal gee, want u is in ons midde, en ek kom bid vir elke persoon wat na hierdie video kyk. Ek bid Koning Jesus dat u hulle kragtig nou sal aanraak en laat u vuur in die krag van die Heilige Gees hulle harte sal skoon was. Ek bid Koning Jesus dat u hulle onderskeiding sal gee, nou die gawe van onderskeiding, en dat hulle sal luister soos wat u Heilige Gees hulle lei om die regte pad te volg. Die pad van Koning Jesus Christus. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. Daar is niemand soos u nie. Ek kom erken dit vanoggend. En ook elke persoon wat na hierdie video kyk. Ons kom bely. Ons kom erken. In nederigheid en opregtheid. In desperaatheid. En ons erken Jesus, dat u is die Christus. Mense, baie dankie, baie seën vir julle, baie voorspoed vir julle, en kom ons hou vas aan ons koning. Die naam verhewe bo enige naam, Koning Jesus Christus. Amen.